Goeiemôre en welkom by ons oordeenking vir oggend. Vanoggend uit 1 Konings 19 'n paar verse en dan uit Titus hoofstuk 2. 1 Konings 19 vanaf vers 19. Elia het daarvandaan weggegaan en Elisa, seun van Safat, aangetref terwyl hy ploeg. 12 pare osse was voor hom aan die werk. Hy was self by die 12de paar. Elia gaan toe na hom en gooi sy mantel oor hom. Hy het die osse net daar gelaat. Agter Elia aangehardloop en gesê, ek wil asseblief my vader en my moeder met 'n soen gaan groet, dan sal ek u volg. Maar hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe om agter hom, neem 1 paar osse, slag hulle en maak die vleis gaar met die osse se trekgoed. Hy gee dit toe vir die mense en hulle het dit geëet. Toe maak hy gereed en volg Elia. Hy het sy helper geword. Titus 2 vers 11 tot 14. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser Jesus Christus. Want hy het homself ter wille van ons gegee. Verskoon tog, hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid, en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Geliefdes, wat 'n verrassing. Elisa is besig om op sy gesin se plaas te ploeg. En skielik gooi Elia 'n mantel oor sy skouers. En op een of ander manier het Elisa presies geweet wat dit beteken. En sy reaksie was blydskap. Elisa hardloop agter Elia aan, gretig om God se werk te doen. Hy neem afskeid van sy ouers en soen hulle totsiens. Hy slag osse en verbrand hulle jukke om sy vriende te groet, maar ook om aan te dui dat hy 'n volledige breuk gemaak het met sy vorige werk en sy toekomstige erfenis. Ja, hy vier sy roeping tot diens saam met sy vriende. Elisa reageer gretig op God se oproep. Is dit nie 'n goeie boodskap vir jou en my nie? Want ons diens aan God is te dikwels blote plig. Ons dien in die kerkamp omdat die gemeente ons verkies het. Ons sorg vir ons bejaarde ouers omdat dit die regte ding is om te doen. Ons woon eredienste by omdat God ons roep om dit te doen. Ons probeer die sonde weerstaan, of ons weerstaan die sonde, omdat dit teen God se wet is. Dit is die regte dinge om te doen, omdat ons Here hierdie verpligtinge op ons plaas. Maar moet daar nie ook in ons 'n begeerte, 'n behaag wees om dit te doen nie? Want hierdie verpligtinge is geleenthede om iets vir Christus te doen. En dan moet vreugde ons diens aan God versadig. Terug by Elisa. Dit sou nie te maklik vir Elisa wees nie. Want sy familie het 'n groot plaas, 12 spanne trekosse, 12 pare. 12 ploë wat besig is om 'n land te ploeg, en hy was by die heel agterste een, die 12de een.
Hy het 'n groot plaas en 'n liefdevolle gesin agtergelaat, so liefdevol dat hy hulle met 'n soen wou gaan groet. Boerdery het net weer lekker geword nou dat die droogte verby was en nou dat die reën gekom het. En die lewe wat hy sou voer, as hy vir Elia volg, het nie sekuriteit gehad nie. En hierdie lewe het swaar kry beloof. En dan moet ons nog oplet, hy is geroep om Elia se assistent te wees. Definitief nie baie glansryk nie. Maar deur die genade van God, het hy ag geslaan op God se roep. Moet Christus se diens aan ons nie ook wen vir ons diens aan hom nie. Kom ek stel dit anders. Moet die genade wat ons elke dag van God ontvang, ons nie ywerig maak vir 'n diens aan hom nie. So dikwels is alles maar vanselfsprekend. Maar Here sê, my genade is vir jou genoeg. Genade op genade op genade. Kom ons vra vanoggend dat God ons sal vergewe vir ons soms teesinnige gehoorsaamheid. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons mag gelykvormig maak aan die beeld van Christus wat gesê het, ek behaag my om u wil te doen, o my God, u wet is in my hart. Kom ons sluit ons oë. Vader, wat 'n voorreg om vanoggend stil te word voor u. Wat 'n voorreg om uit u woord te kan lees en te kan sien hoe dat u deur die Gees 'n jong man lei om gehoorsaam te wees. Ja, Here, so dikwels is ons gehoorsaamheid met 'n bietjie teesin en teestand, want ons moet dit doen. Here, kom vergewe ons daarvoor. Heilige Gees, kom lei ons. Kom lei ons om elke dag meer soos Jesus te word, na sy beeld. Hom vir wie dit behaag het om, Vader, u wil te doen. Vir wie u wet in sy hart is en was. Gee, Here, dat dit ook ons en my gesindheid sal wees, in hierdie dag en elke dag hierna. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam skrifbereiming 7-2 en ons gaan al twee die verse saam sing.
Vir môreoggend gaan ons saam lees uit Lukas, Evangelie volgens Lukas, hier in ons reeks oor die woord van God deur die profeet Elia. En ons gaan lees Lukas 14 vers 25 tot 33 en dan Lukas 18 vers 29 en 30. Lukas 14 vers 25 tot 33 en 18 vers 29 tot 30. Mag elkeen vandag 'n geseënde dag hê. Mag ons die stem van die Here hoor en mag ons loop, agter hom aan loop, omdat ons vreugde daarin vind. Tot 6:00 môreoggend. Totsiens.